In vandag se video aan die suidpunt van Afrika, ons verken 'n grot. Ons dwaal in die bosse rond en nou wie staan hier bo? Dag sê, welkom by Reispret. Wanneer 'n mens dink aan Kaap Agulhas of Kaap Lagallas, soos die korrekte benaming stryk, dan dink 'n mens onwillekeurig aan die vuurtoring wat daar staan. En ook met goeie rede, want menige dapper seevaarder het al sy rieme styf geloop aan hierdie Suid-Kaapse kus van storms. Die hoofdoel van ons besoek hier vandag is dan ook om die vuurtoring te besoek en 'n bietjie te kyk hoe lyk die wêreld van daarbo af. Cabo dos Agulhas, soos die Portugese seevaarders die plek genoem het, beteken Cape of Needles, omdat hulle nie die kompasnaalde kon vertrou in die area nie. Die naam Lagallas kom weer van die Franse invloed. Hierdie is die wrak van die Meishu Maru, wat in 1982 die laaste skip was wat hier gestrand het. Die eerste een was die Soetendal in 1673. Dit was 'n skip van die VOC. 'n Besoek aan die Agulhas vuurtoring laat jou besef waarom hierdie die gevaarlikste deel van die Suid-Afrikaanse kus is. 'n Gedeelte van die vuurtoring is ook ingerig as 'n museum, waar jy verskillende goed kan sien wat uit vuurtorings uitkom. Die dorpie Lagallas is nie baie groot nie, maar dit lê lank uitgestrek langs die see. En jy ry basies van Struisbaai af sommer reguit in die dorp in. En dan, so rukkie later, sien jy die vuurtoring voor jou. Hulle is op die oomblik besig met konstruksie aan 'n nuwe gebou hier op die regterkant. So ons vat nou so 'n ompaadjie om by die vuurtoring te kom. Jy het glad nie 'n 4x4 nodig vir hierdie pad nie. Dit is redelik gelyk. Dit is maar net 'n gewone grondpadstukkie totdat jy kan parkeer aan die onderkant van die vuurtoring. Die mees suidelike punt van Afrika is nog so kilometer verder met hierdie pad. Gebruik asseblief die geleentheid om like te druk en as jy nog nie ingeskryf is op die kanaal nie, druk asseblief subscribe. Hier by die see is dit altyd lekker om die reuk van die see te kry, 'n bietjie vars lug in te asem. Die vuurtoring is 27 meter hoog. Dis net so 'n paar meter minder as die groot boom wat ons verlede week by Tsitsikamma besoek het. Hierdie is ook die derde vuurtoring wat in Suid-Afrika gebou is, maar is die tweede oudste een wat vandag nog werk. Hierdie is nou die punt waar Bangatte moet omdraai. Ek was al een keer van tevore hier op gewees en glo my die trappies is taamlik styl. Dis nie grappies om hier op te gaan. Selfs as jy nie hoogtevrees het nie, dan voel dit nogal aardig. Maar ons doen alles vir Reispret. So vir tou opgooi is daar nie nou eintlik geleentheid nie. Daar so 'n paar stelle van hierdie baie styl trappies en dan op die einde is daar 'n leer waarmee jy die laaste stukkie klim. Kyk hy bloedstrepe teen die muur van die mense wat nie dood is. Okay. Nou was jy op. Is nogal styl. Hulle sê dat hier 90 man betrokke was by die bou van hierdie vuurtoring. En wanneer jy bo kom, dan is daar nog 'n merkie wat jy kan maak
op jou emmerskoplys en sê, ek was daar bo gewees. Die vuurtoring hier by Agulhas is die tweede oudste in Suid-Afrika. Is gebou in 1848. Nou vra jy, hoe die ouens hierdie sement of hierdie marmerblaaie hierbo gekry en vasgesit. Ek is bly dit was nie ek. 'n Mens sal nie glo hoe hoog dit is hier van Agulhas se vuurtoring af nie. As 'n mens op die video kyk, dan lyk dit nie so hoog nie. Hulle is nou besig met 'n bietjie herstelwerk hier onder en veranderinge. Daar is hulle besig om nuwe geboue op te rig. Daarvoor is die getypoel en dit is natuurlik die mees suidelike getypoel in Afrika. Hierdie is natuurlik die heel suidelike punt van Afrika nie. Ons gaan nou na die suidelike punt toe. Dit is nog so 1 kilometer verder met hierdie pad. Ons gaan die suidpunt van Afrika behandel op 'n volgende video. As 'n mens in die hoogte vrees het, dan kan jy die hele dag hier staan en die see kyk. Hulle sê nie eintlik vir jou hoe styl dit hier op is wanneer hulle die kaartjie in jou verkoop nie. So die afklimslag is gewoonlik moeiliker. Hier in die onderste gedeelte van die vuurtoring is daar 'n museum waar jy kan lees van ander vuurtorings. Hier is ook baie goed wat uit vuurtorings uitkom, soos ou lanterns en ou ligte wat hulle gebruik het bo op die vuurtorings. Hier is ook modelle van skepe en skilderye van die Agulhas vuurtoring. Die boegbeeld wat hier te sien is die van die skip Marie Elise, 'n Franse skip wat in 1877 hier gestrand het. Indien jy daarvan hou om Afrikaanse programme te kyk op YouTube, deel gerus hierdie met die vriende. Dit stel ons in staat om meer video's te maak van die plekke wat ons besoek. Hier rondom die Agulhas vuurtoring is ook baie geleentheid om te stap. In baie plekke in Suid-Afrika het ons maar die wandelpaadjies en hierdie is geen uitsondering nie. As 'n mens so eentjie weg is, dan kry mens ook weer 'n beter beeld van die vuurtoring van 'n ander kant af. Ons gaan nou ook vir julle iets interessant wys wat jy op hierdie staproete sal aantref. Hierso by Agulhas se vuurtoring kan jy op een dag hoogte vrees en engtevrees kry. Wat hang hier? Oké, zet mijn camera af naar Barry. Dis daai 'n slang. Slang. Het iemand 'n lig? Waar is die slang? Geen lig. Geen lig. Geen lig vir my. In 'n geval julle gedink het ek het hier regtig hier ingekruip nie. Dis hoe dit van binne af lyk. Kyk gerus ons ander video's op ons YouTube kanaal Reispret en deel dit met die vriende. En onthou om saam met ons te reis. Baie dankie.
Kyk gerus ook elke Woensdag. Daar kom binnekort 'n video oor die suidpunt van Afrika, oor Struisbaai en Struisbaai se hawe en oor Parry. Tot volgende keer.